Goeiedag en baie welkom by sessie 2 van module 3, waar ons gesels oor roeping. Nou as dit by roeping kom, dink ek is dit nogal baie goed om weer 'n slag reg van die skepping af oor alles te dink. As ons in Genesis 1 lees dat God die mens geskep het as sy verteenwoordiger, om saam met hom oor die skepping te heers, dan hoor ek alreeds daar waaroor dit werklik vir God gaan. Wat God se doel met die mens was. So dit behoort eintlik baie duidelik te wees dat dit die kern van ons roeping is, om as verteenwoordigers van God op hierdie aarde te lewe, waar dit vir ons gaan dat ons sy naam groot maak, dat ons in sy koninkryk dien en dat ons sy wil doen. Maar nou weet ons van die vervreemding wat daar met God gekom het, en nou glo ek na daai vervreemding is die hele Bybel geskryf met hierdie een doel, om weer te herstel dit wat oorspronklik daar was. God wil die mens weer terugbring in die posisie waar die mense leef as sy verteenwoordigers. Waar dit in hierdie lewe ook vir mense primêr gaan oor God en wat op God se hart is vir die wêreld. En daarom leer ons baie oor roeping in die Ou Testamentiese roepingsverhale. Ons ken almal die verskillende roepingsverhale. Die een wat eintlik gaan oor Israel se storie as God se volk, begin by die roeping van Abraham, waar God in Genesis 12 vir Abraham roep uit die heidendom uit. Op daardie stadium was daar nie gelowiges nie. Dan gee hy vir Abraham hierdie belofte. Hy sê vir hom, Abraham, ek wil jou seën en jou iemand van groot betekenis maak. Die meer direkte vertaling sê, ek wil vir jou 'n groot naam maak. En jy moet tot 'n seën wees vir ander. En dan sê hy ook, hierdie belofte is vir jou en vir jou kinders, en op die ouend sal dit wees vir 'n menigte van nasies. So wat God uiteindelik op sy hart het, is nie net vir Abraham en sy nageslag nie, maar al die nasies. En dan kern van hierdie verbond, sien ons in Genesis 17, as hy weer met Abraham in gesprek gaan, 'n rukkie later, dan sê hy eintlik vir Abraham daar in Genesis 17, hoe hy hom wil seën. En dan sê Abraham, ek wil vir jou seën deur vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Nou dit is 'n verskriklike belangrike ding om te verstaan hier, want dit is soos dit was voor die vervreemding met God. Was God vir Adam en Eva 'n God? Al doel wat Adam en Eva gehad het, was om in gehoorsaamheid aan God te leef en te doen wat hy van hulle vra. Hulle het geen besittings gehad nie. Hulle het niks gehad om op te roem wat gegaan het oor hulle self en hulle eie prestasies nie. Hulle was volledig in God se diens. En dit is eintlik wat dit hier beteken. Ek wil weer vir jou 'n God wees, waar jy volledig in my diens is, waar jy vir my 'n gehoorsame kind sal wees. Daarom sien ons hoe hierdie begeerte wat God daar uitspreek, dat hy weer vir die mens 'n God wil wees, en die mens vir hom 'n volk, 'n kind, 'n gehoorsame kind sal wees, word dwars deur die Bybel oor en oor herhaal. Dit kom dwars deur die Ou Testament in Israel se geskiedenis voor, dat God hiermee besig is. Hy is alreeds vir hulle 'n God, maar nou vra hy ook van hulle om vir hom gehoorsame kinders te wees, wat hom verteenwoordig. En dit was Israel se doel, dit was hulle roeping as volk. Hulle moes eintlik tussen die ander heidense volke 'n kenteken wees van hoe God is en wie God is. Die gedagte was dat as die ander volke na Israel kyk, moes hulle iets van God kon raak sien, van sy heerlikheid, in sy grootsheid, in sy mag, in sy majesteit. Maar ongelukkig het Israel nie eintlik geslaag daarin nie. Hulle was meerendeels maar ongehoorsaam aan God, is baie in afgoderry verval, baie sondige lewens gelei en daarom nie vir God verteenwoordig soos wat hulle roeping was nie. Maar nog iets wat belangrik is by hierdie roeping, wat ek dink ons hiervan moet kennis neem, is dat as dit kom by roeping, dan is dit altyd maar God wat die inisiatief neem, nie die mens nie. Dis God wat van die begin af, na die eerste vervreemding van die mens, die verhaal wat vir ons die vervreemding beskryf van Adam en Eva, dat God terugkom en vir Adam en Eva vra, waar is julle? En hier is dit weer God wat na Abraham toe kom en hom roep en moet hom 'n ooreenkoms aangaan, om vir hom tot seën te wees.
En hierdie tot seën wees word dan 'n werklikheid in die manier waarop hy vir Abraham 'n God is. So seën het eintlik niks te doen met groot voorspoed in rykdom en al die ander dinge wat mense baie keer aan seën koppel nie. Ek glo seën het primêr daarmee te doen dat God homself met ons deel. Hy seën ons met homself, met sy liefde, sy omgee, sy raad, sy wysheid, sy beskerming, sy teenwoordigheid, sy leiding in ons daaglikse lewe. Net die volheid van wie God is, wat hy met ons deel, is 'n geweldige groot seën. En enige persoon wat versadig word met God, met daardie seën, sal nie anders kan as om as verteenwoordiger van God weer dit met mense rondom hulle te deel en so die seën te versprei nie. Want die wysheid, die insig, die liefde, die omgee van God gaan deur sulke mense vloei na die mense rondom hulle. Dit is wat God se bedoeling is. Dit is waarmee hy met die mens op pad is. En daarom het God dit van die begin af duidelik gemaak dat hierdie 'n ewige verbond is. Dis nie tydelik nie. Dit is bedoel om vir ewig voort te bestaan, want dit is God se doel met die mensdom, om vir ons 'n God te wees en sodat ons weer sy kinders kan wees wat volledig in sy diens is en leef as sy verteenwoordigers. Nou kan mense dalk vra en sê, maar hoekom sê ek nou hierdie seën en hierdie beloftes is ook op ons van toepassing? Dit is tog aan Abraham gegee as die vader van die Joodse volk, is dit nie net vir die Jode bedoel nie. Daar's so baie mense wat vandag nog al die tyd dink dat God 'n spesiale ding aan het met die Jode vandag nog, dat daar nog iets is wat in vervulling moet gaan deur die Jode. Nou, iemand wat so redeneer, ontken eintlik die werk van Christus. Want die Bybel is baie duidelik daaroor, dat elke belofte van God is ja en amen in Christus Jesus. Dis in hom vervul. Dit het tot voltooiing gekom. As Jesus aan die kruis sê dit is volbring, dan beteken dit alles is in hom volbring. Daar is nie nog iets wat voorlê wat nog volbring moet word nie. Dis klaar, afgehandel. En dan lees ons veral in die Galasiërsbrief hoe dit deurgekom het na ons toe. Lees gerus Galasiërs 3 baie stadig deur. En dan sal jy sien hoe hy daar praat oor die beloftes wat aan Abraham gegee is. En dan in vers 16 sê hy, God het sy beloftes aan Abraham en aan sy nakomeling gegee. Hy sê nie nakomelinge meer as een nie, maar net een. En hierdie nakomeling is Christus, sê Paulus daar. Nou waarom sou hy so sê? Waarom sou hy sê hierdie beloftes is eintlik net vir Christus bedoel? Hy sê dit omdat Israel misluk het in hulle rol as die uitverkore kind van God, die seun van God, as verteenwoordiger van God. Hulle het misluk. En daarom het Christus gekom, om dan in die taal van die profete die knegt van die Here te word, die diensknegt, die een in wie God se beloftes in vervulling gaan. En al die beloftes, byvoorbeeld van Jesaja wat gemaak is rondom die knegt van die Here, wat oorspronklik aan Israel gegee is, word dan in Christus vervul. Hy word die lam wat stom is voor sy skeerders. Hy word die een wat ons sonde op hom neem en alles in ons plek dra. Al daardie beloftes word in Christus vervul. Daarom sê Paulus hierso, dit is eintlik net in hom wat hierdie beloftes tot vervulling gekom het. Nou waar laat dit ons dan? En daarom moet jy die hele hoofstuk klaar lees. Want as jy by vers 29 kom, dan sê Paulus nou, as julle nou aan Christus behoort, is julle ook wie? Kinders van Abraham en erfgename kragtens die belofte. Watter belofte? Die belofte wat aan Abraham gemaak is. Ons is nou net soos Isak, sê hy in Galasiërs 4 vers 21, net soos Isak, kinders van Abraham. Ons is erfgename van die beloftes wat aan Abraham gemaak is. Watter belofte? Dat God vir jou en vir my 'n God wil wees. En dat hy van ons vra om sy gehoorsame kinders te wees. Dat hy ons wil seën met homself, sodat ons tot seën kan wees vir die mense rondom ons. En dit is en bly die kern van ons roeping as kinders van God hier op aarde.
as enige Christen, enige disipel, enige volgeling van Jesus dus leef met 'n ander doel, wat belangriker is, wat meer gaan oor jouself, jou eie belange, jou eie naam, jou eie planne, jou eie visies, of eintlik moet ek sê, jou eie ambisies, dan leef jy nie as verteenwoordiger van God nie. Dan beantwoord jy nie aan jou roeping nie, want dan leef jy eintlik maar net vir jouself. So dit is 'n geweldige belangrike ding om hierdie reg aan die begin te verstaan, wat die kern van ons roeping is, waaroor dit regtig gaan, en dit sal nooit verander nie. Baie dankie dat jy weer saam geluister het.